Cheers, Alma. Ek hoop Alma leef nog. Saai, dankie my kind. Cheers. Cheers, ma. Alma, beteken dit dan dat Alma met Alma se testament gaan regmaak wat my pa en Daan verkeerd gedoen het? Ja, my kind. Dis presies wat ek probeer sê. Leon, help die mense met die vleisman. Maar vrou Vares, ek het hulle as vir die braai heeltemal verloor. Elke keer as iemand die dokter se naam noem, dan kry jy so 'n kyk in jou oë. Ek is nou siek en sat daarvoor. Ek het my ouma jammer gekry, dis al. Dis wat jy sê, maar ek is nie blind nie. Maar ek kon gerus hierdie brokkie nuus vir 'n beter geleentheid gehou het. Het ek nou iets verkeerds gesê? Maar het niks gesê nie. Verskoon my. Kom ons ry. Ons kan nie nou ry nie, die kos is op die tafel. Wel, jy kan bly of jy kan saam gaan. Ek ry. Hardus. En nou? Ag, pa weet mos hoe gaan dit. Jenny, kyk, ek en jy het nog nooit probleme met mekaar gehad nie. Maar ek kan sien daar's hakplekke tussen jou en Hardus. Gaan dit oor die geld? Ag, pa. Ek probeer maar net help my kind as ek kan. Maar pa weet mos hoe gaan dit. Ek wou vir pappa se geld terugbetaal. Ag, die geld is nie belangrik nie, vergeet dit. Jenny, 'n mens kan 'n probleem eenmalig oplos, of jy kan lap en stop en vir 'n leeftyd daarmee saamleef. Ek het geweet waarvoor ek my inlaat toe ek met Hardus getrou het. Ek gaan nie skei nie. Wanneer begin hy skool hou? Môre. Pa, toe pa geskei het, pa gedink pa gaan die probleem eenmalig oplos. En toe kom dan later gaan weer terug in pa se lewe. Ek dink nie myself nie, ek dink aan Rolien. Om eerlik waarheid te sê, pa, ek is nie lief vir Hardus nie. Ek het dit geweet al van die eerste dag af. Maar ek sit aan Rolien verskuldig om by haar pa groot te word. Sy het die reg op 'n ouerhuis, al is dit ook hoe onvolmaak. En jy, my kind, hoe gaan jy vir die res van jou lewe so aangaan? Ek sal regkom, pa. Hulle wag vir ons, kom ons geniet. Het jy al ooit daaraan gedink om jou graad te gaan voltooi? Ek oorweeg het om te gaan werk, pa. Ai nee, kindjie. Gaan dit dan so sleg met julle? Kom ons geniet. Nou, dag ek by jou ouma. Kom, Waarheen gaan jy? maak die saak nie kom. Ek het jou gesê jy moet daar wegbly, maar jy wil mos al ewig terug. Ek gee nie al om haar geld nie. Sy kan alles verlaat gaan loop gee as sy wil. Ek sal familie nog 'n ding wys. Ek sal nog meer geld maak as hulle almal saam. Jy het hulle nie nodig nie, Dion. Dit was 'n fout geweest om so toe te gaan. Jy's goed in jou werk, man, almal weet dit. Jy's myde beter as Hardus en jy gaan eendag nog baie meer geld maak as Dan later gaan. Jy's reg. Ek gaan nog meer geld maak as later gaan. Dion, ek wil nie aan jou karre nie, maar ek wil ook net graag weet waar ek met jou staan. Luister. Ek het vir jou van die begin af gesê ek is te jonk om te trou. Ek gaan nie trou voordat ek 30 is nie. Jy het dit van die begin af geweet. En intussen, wat moet van my word? Jy het by my ingetrek, nie ek by jou nie. Beteken dit jy wil my nie meer in jou woonstel hê? Nee, Annet, dit beteken ek moenie eise stel nie. Want as jy eise stel, dan gaan jy tweede woon, dis al. Gaan jy nou saam met Julius pick over in die skema? Ja. En gaan jy met Dan later gaan besigheid doen? Ek sou besigheid doen met wie ek wou. Goed?
Goeiemôre mevrou. Ek is Dion Visser van Jackson Faber Farmaseutiese Produkte. Dr. later gaan dit sê my sien. Jy kan maar ingaan, meneer Visser, daar's niemand by. Baie. Dion? Hallo dan. Jy seker nie verwag om my hier te sien nie. Nee. Ek weet nie of jy gehoor het nie, maar ek is nou op mediese ring. Ek het gehoor, ja. So ek neem aan dis besigheidsbesoek. Ja, wel jy sien die ding is, jy's nou nie eintlik in my area nie. Dis hoekom ek nou nie van tevore al hier was nie. Maar ons maatskappy het 'n nuwe skema en ek het gedog miskien stel jy belang. Sit. Baie dankie. Kyk, jy het jou eie dispenser. En ons het 'n nuwe plan ontwikkel waar ons jou 'n groot afslag kan gee op medisyne. Stel jy belang? Vertel my daarvan. Goed. Luister dan, ek wil vir jou een ding sê. Ek is baie jammer hoe alles wat in die verlede gebeur het. Ek het ook intussen groot geword. En van my kant af, ek het niks teen jou. Soos jy sê, dis lank gelede. Jy wil nou seker hoe gaan dit met Jeannie? Vertel my liewer van jou skema. Nou goed, wel, dit pas my. Luister, die storie werk so. Kyk. Hi. Ek dink jy kom nie meer. Dit 'n bietjie pas op bespreekkamer. Ek het droom na jou. Dis oulik van jou. Jy baie geld gemaak vandag. Hoeveel ryk dokters ken jy? Ek ken nie veel armes nie. Ek het nie 'n dokter geword omdat ek wou ryk word nie. Wie praat, jy's nou maar eers 30. Dis oud genoeg. Oud genoeg vir alleenloper. Wat is jou planne? Grimmelike planne nie. Kom jy altyd so half afsydig? Nes wie oor jou begin praat, dan maak jy toe. Jy praat nooit oor jou verlede of jou meisies of niks nie. Het jy nooit 'n meisie gehad nie? Soort van. Was jy lief vir haar? Wat het van haar geword? Hey. Vra jy nie jou besigheid nie, okay? Wens jy wil. Kos by. Ag, kom. Elke slag net soos lekker geslaan, so maak jy hier tussen soos 'n blok. Kom maar, klim weg van alles af. Kyk meer aan. Ons wêreld is myle uitmekaar. Ek is ouer as jy. Ek is 'n dokter en jy's 'n model. Jy het nog 1000 sterre in jou oor die lewe en ek het geen verwagtinge meer. Ons is goeie vriende. Ons hou dit so. Jy's besig om my te sê ek moet uit jou lewe uitbly. Nee. Probeer net nie sê moet nie onrealistiese verwagtinge hê nie. Kom. Wie was sy? Wie was sy? Die meisie. Dit is 'n lang storie. Kom maar. Hoi. Wat maak jy hier op die kampus? Ek was sommer gou by die admin in. Om wat te maak? Sommer met iemand gaan praat. Oor wat? Oor werk. Ek het gaan werk soek. Jy gaan werk soek. Kom geswat jy nie liewer verder nie. Man, Bani, moenie 'n klein snip wees nie, hoor. Almal werk. Ek's nie 'n uitsondering nie. Okay, is nie nog my kop af te byt nie. Ek nie dinge so baie met jou nie. Wat het gebeur? Het Harris weer al julle geld geblaas of wat? Man, Bani, dis nie jou besigheid nie, hoor. Okay. Hoor ek's eintlik haastig, is op pad na Stoffies toe. Hy's besig om te oefen vir die proewe. Het ek jou gesê, hy's 'n fabulous gimnas. Net omtrent 1000 keer. Is dit 'n sonde? Ek's lief vir jou. Nee, natuurlik is dit nie 'n sonde nie. Okay, ek sien jou later.
Wie jy is regtig 'n damn skande dat jy moet werk soek. Sien jou. En bring vir Stoffie saam. Okay, ek sal hom vra. Hi jou ma, meisiekind. Haai jou mal mansmens. Luister, ek gaan gou stof gee. My wag. Net as jy nog lief is vir my. Jy weet mos ek sal die plek afdek vir jou. Okay, ek sal vir jou wag. Jy moet gou maak. Ek hou nie daarvan om alleen buite te wag nie. Jy weet daar's baie wolwe wat meisies sal optel. Maar ek het baie spiere. En ek het moorddadige neigings. So watch it, Barnabas. Stoppies. Ek kan nie lank bly nie. Ek het vir Jeannie beloof kom haar langs. Wie's belangriker, ek of jy? Kom aan. Stoppies. Ek gaan eens 'n bietjie kos maak. Ek kan haar bel en dan gaan ons vanaand so toe. O, jy gaan nie dood verveel met haar, dis 'n regte nerd. Stoppies. Sê my, Barnabas. Dink jy sal ooit 'n ou weer so lief kry soos vir my? Nee. Dink jy 'n ou sal ooit vir jou so lief wees soos ek? Nee. Nou wat wag ons? Ek is 26. Ek het 'n huis. Ek is amper klaar met waarsteen. Ek het klaar 'n job in my pa se firma. Kom ons trou. Propose jy nou? Ja, ek propose. Okay. Okay, wat? Okay, ja, ek sal met jou trou. Ek en jy gaan 'n goeie team maak. Stoffies die argitek, Bani die bestekopnemer. En ons maak ons kinders in die boulyn groot. Dis 'n hoë job om plekke te bou. En dis 'n merk van skaal. Moenie nou allerlei ander praatjies maak nie. Jy het my gevra om te trou en ek het ja gesê. Hallo Mos en Boon, boekie sê jy moet nou die ring uitblik en aan my vingers steek. Ek het nog nooit 'n saak gehad teen Mos en Boon nie. Ek het gaan 'n keer skeer die gek stoffies. Stoffies keer nie gek oor sulke dinge nie. Stoffies sal word ek 1000 jaar oud. Ek sien jou altyd lief hê. Ek sal altyd daar wees as jy my nodig het. Dis 'n bek vol, Barnabas. Presies. Presies, kyk hoe laat jy my nou huil. Jy moet nou dat iets tussen ons kom nie, stoffies. Beloof my. Nooit, Barnabas. En nou? Wat maak julle hier? Ons het gekom met jou as gelukwens. Check net. O, dis wonderlik. Geluk. Dankie. Mag ek kry vir my ook 'n glas? Wie het pa maar al? Nee, net jy. Ek voel geëerd. En wanneer is die groot dag? Ons het nog nie daaroor gepraat nie, maar so gou as moontlik. Voor ons moeilikheid maak. Jy meen soos ek. Ag, ekskuus. Ek het dit nie so bedoel nie. Waar's Hardes?
Uit 'n ding by die skool. Kom deur. Jeannie, jy hoef nie vir ons te lieg nie. Waar is hardes? Ek lieg nie vir julle nie. Okay, ons vra maar net. Jeannie, hardes is besig om jou te boor. En dan loop jy agter hom aan soos 'n goeie mamma en sit vir hom lappies aan. Los vir my en Hardes hier uit. Kom ons praat oor julle. Jy weet, pa gaan sê jy's te jonk. Jy's nog 'n eerste jaar. Miskien moet hy die pad uit bly van sy enigste gelukkige kind. Ja, hy sal seker. Maar jy weet, hy is nooit gelukkig tensy hy iets het om oor te brom nie. Maar ouma sal aan jou kant wees. Daar kan jy reken. Luister, Jeannie. Ek weet jy wil nie daaroor praat nie. En ek wil ook nie iets verder daaroor sê nie, maar as jy hulp nodig het, enigiets. En ek is mos nou so half en half familie, jy weet. Dankie, Stoffies. Het jy die werk by die waarsity gekry? Ek sal môre weet. Jeannie, is jy regtig in groot moeilikheid? Bonnie. Stoffies is so iets die dag met ons moet gebeur. Ek skiet my kop af. Jeannie? Toe gesien nou vir Paale. Ag, ons sal môre gaan, ek sien nou lus nie. Ek is jammer ek het julle groot aand bederf. Ag, jy kan nie eers 'n stuk vrot vleis bederf nie, man. So cheer up. Tada. Bye. Ek word so magteloos, ek kan haar skud. Op 'n manier is sy nes jy, Bani. Julle gooi nie tou op nie. Dink jy so? Ja, ek dink so. Ja, dis hoekom ek jou gevang het. Presies. Stoffies. Sê jy ken nie ou. Hy is my halfbroer. Ja, ek dink nie jy's daai soort van geld wat los rond lê nie. R10,000 is 'n stywe pakkie, jy weet. Nou, as ons die produkte goedkoper kan kry, hoekom nie? Ek is seker my bankbestuurder sal verstaan. Hy's 'n man met baie begrip. Kyk, Bob, ek wil nie nou 'n ding inpraat nie. Maar die ou het aan my toe gekom met die aanbod en ek dink is 'n goeie plan. Verseker is dit 'n goeie plan. As ek 'n paar dollars ekstra kan maak, het betaal weer die pap vir 'n maand. Wie's nog in die ding? Ek het met so 'n paar ouens gepraat. Ek weet nie wie ken jy almal nie. Daar's Kobus Reyneke, Jerry Otten, Sam Still en hy praktiseer hier so 'n waterkloof. Hulle is almal baie belangrik. Okay. Gee my so 'n dag of 2 dat ek net met die bank gaan praat. Gee vir jou check. Ek sal uitvind of die cheque betaalbaar gemaak kan word en dan bel ek jou. Goed. Hoe is besigheid? Die winter se griep het hom so 'n bietjie gehelp. Jy vertel my. Jy gehoor hoe Toby Swanepoel met sy praktyk verkoop. Werk hulle nou vir gesondheid. My praktyk is ook in die mark. Hoekom? Ek dink om te gaan spesialiseer. En wat nogal? Chirurgie. Maar as ek nou vir jou kan sê, dan gaan doen jy patologie en jy sit vir jou lab op. Jy delegeer net, jy laat al die ander mense die werk doen. Ja. Jy dink ook net aan geld. Natuurlik, hoekom dink jy as ek elke naweek in die casino? Harde werk, hierdie gesittery agter die roulette tafels dwars deur die nag.
Mag ek ook vir jou 'n bier? Nee, ek kan nie nou net met 'n meiskind fliek te vat. Hi. Ek het nie geweet jy drink ook hier nie. Ek speel af en toe 'n bietjie golf ook. Luister, sê my het jy gedink oor ons aanbod? Nee, maar daar's nie 'n probleem nie. Het amper 100 000 bymekaar. Ek gaan later weer draai by jou maak. Maak so. Goed, sien jou. Hi. Hallo vreemdeling. Ek dog jy daag nooit op nie. En hier sit ek die ganse middag so droog soos 'n vis en ek kan die whisky nêrens kry nie. Maar kom ons gaan in. Dankie my kind, ek dog jy vra nooit. Ek hoor my ouma het so 'n bietjie amok gemaak op haar verjaarsdag. Waar hoor jy dit? Jy Dion het my kom sê ek gaan erf. Ja, ek het nooit gedink hy sê jou ooit sien nie. Maar toe hoor ek dit nou die dag. En dis hoekom ek eintlik hier is. Oor Dion? Ja, ek hoor dinge. En ek is nog nie te seniel om 2 en 2 bymekaar te sit nie. Dion het loop spog by Bani dat hy besig is met 'n groot skema en dat hy skatryk gaan word. Weet jy iets daarvan? Ja, ek my kom praat daaroor, ja. En hy wil jou betrek. Wel so op 'n manier. Kyk. Laat dit nou nie van my gesê word ek kies kant tussen my 2 kleinkinders nie. Maar ek sê nou vanmiddag vir jou een ding. Los hom uit. Toe kom gaan skink vir my 'n dop. Hoe lyk Dion vir jou? Goed. Wel beter as 2 jaar gelede. Welvarender. En meer beskaaf. Ja. En nou dink jy, shame. Ek was verkeerd oor my halfbroer. Miskien het ek hom nie reg opgesom nie. Hy het regtig verander. Ek dink ouma moet tot 'n punt kom. Dani, ek weet absoluut niks wat julle 2 bespreek het nie. En ek weet niks van sy skemas af nie. Maar ek sê nou vir jou een ding wat ek uit dure ondervinding geleer het. 'n Mens doen nie besigheid met familie nie. En as die familie se naam Dion Visser is, dan nog minder. Hoekom sê ouma dit? Oor ek 70 is. En 70 leer vir 'n mens dinge. 'n Voël verander nie van vere nie. Ag, ouma sien sommer net spooke. Ja, miskien sien ek spooke. Maar daar is iets wat 'n mens uit 'n leeftyd van besigheid leer. As 'n ding vir jou aardig ruik, moenie wag tot die stank jou slaan nie. Draai ouma hardloop weg. Weet ouma iets wat ouma vir my wegsteek? Nee. Ek steek niks weg nie, maar ek's 'n vrou en ek het ook al iets van die wêreld gesien. As een mens 'n ander haat soos wat Dion vir jou gehad het, dan is daar net een rede waarom hy weer wil vriende maak. En dis geld. Ek besef dit. Natuurlik sou Dion nie na my toe gekom het as hy nie kon geld maak uit die transaksie nie. Ek weet nie wat sy kommissie is nie, maar op 100 000 moet dit 'n aardige bedragie wees. Maar intussen spaar hy my ook sommer 'n klomp geld. 100 000? Oppas my kind. Dis maar soos besigheid is, ouma. Jy sê altyd mal oor die mense met wie jy te maak kry nie. Wel, ek het nou my kop uitgesteek vir jou sover as wat ek kan. Ek het jou kom waarsku. Ek het my moederlike plig gedoen. Maar jy's 'n harde kop net soos jou pa. En moenie agterna vir my kom sê jy het nie geweet wat jy doen nie. Nou ja, ek moet loop. Ek hoop ek is verkeerd oor Dion. Ek hoop regtig ek is verkeerd oor hom. Dis 'n ding wat swaar op my gewete lê. Want hy is op my eie bloed. Maar pas op. Dis al wat ek vir jou sê.
Ek sien nou maar Karel weer by die erfgenaam. Ja, Dion. Ouma se vrymens sien, sy kan kuier by wie sy wil. En as jy nie daarvan hou nie, hoekom sê jy nie so nie?